Yo boys, ek het letterlik nog net wakker geskrik. Dit is 22 uit. Ek het nog net wakker geskrik. Maar wat ek aangedink het gister is, of wat ek toe opstaan, dink ek aan my setup van gister wat gefail het. Maar toe kyk ek net die gedagte van like, yo bra, like as jy consistently, soos like vir die tyd het ek nou vir die week, laas week, of so die hele week, het ek nou elke dag gekom in die charts, by charts afgemerk, probeer die beste maak, of probeer my analysis execute en probeer tyd in sit, maar eerste paar dae het goed gegaan, maar nou is het 2 dae agter mekaar wat my setup so veilig. En dit mense laat dink die progress wat ek myself gemaak het. Ek het like as 'n oomblik van dankbaar gratitude wat ek mee opgestaan het, 'n gevoel van dankbaarheid. Want die feit dat ek kan sien dat my setups fail en ek het nie geënter die charts enter nie. Verstaan, ek het confirmations gehad en ek het 'n plan gehad en ek het gesien my setups kan fail en ek het die ability om clarity basically om te sien, okay, my setup is gefail en dis hoekom my setups gefail het en ek kan 'n verskil maak uit hoekom het gefail het en hoekom het wanneer my setups nie fail nie. Verstaan nie? En gepraat oor gister se setup, die is die setup basically. En die is hoe die charts nou uitdaglik lyk. Ek het gewag, omdat prys gister bearish was, het ek gewag vir prys om onder die level te breek en dan te retest en dan te continue. Dit is wat die setup is. Die setup was die prys hier, die level kom, die prys hier is, gewag vir breek en retest om te continue. Omdat prys al klaar bearish was. Omdat prys al klaar vir die dag bearish was. Van die dag voor dit was prys bearish, het prys action gegee. En vandag toe ek by die huis kom, sien ek dat prys al klaar hier trade. En prys het retest. En ek het net gewag vir safety, vir 'n candle closer below die lows. En dan te execute trade te execute. So as prys gebreek het, die vir my, prys het vir my reversal pattern gegee, maar as prys gebreek het, gecontinue en gebreek het, dan sou ek die trade enter. Maar die rede hoekom die setup gefail het, laat ek het gou verduidelik vir die boys. Van die level of clarity nou en die detachment wat ek het, like clarity in die sin van alles is clear, jy as jy probeer dinge opmaak, verstaan, alles is clear, jy letterlik, jy sien jou setup of jy sien jou setup, jy sien elke candle, jy sien elke formation van die charts, sien jy en dit is familiar, verstaan nie, dit is familiar price action. Nou elke keer as jy in die chart inkom, dan is dit nie die type clarity wat daar is, wat jy sien letterlik jou setup, en jy sien hoe speel jy hele ding uit, en jy moet net enter en go met dit, dis al wat jy moet doen, daar is niks anders wat anders nie. Nou, vir die tyd, ek het juist dit nou al vir die hele tyd, vir die paar dae, of seker maar vir die week of 2 getrek, en juist dit is nog al die pad bullish. Op die daily time frame is market straks so bullish. As op die voorheen gaan is het prys multiple times maar 'n structure shift na bearish toe. Soos as jy sien die market structure shift hierso, prys het bearish geclose. Prys het weer bullish gegaan. Prys het bullish continue, bullish structure en prys het weer bearish geshift. Nou, die is 2 dae se price action. Die bearish shift momentum is 2 dae se price action. Nou, op die high time frame, op die daily time frame is prys nog steeds bullish. As ek na my daily time frame toe gaan, market structure is nog steeds bullish, want die is ons laaste low, high low, en die was ons laaste high, die is die nuwe high punt wat prys gemaak het. So price action is nog steeds basically op die daily time frame bullish. So wat beteken die overall time frame is prys nog steeds bullish. Nou, toe ek na my 4 hourly chart toe gaan, shift price bearish door die hele tyd. Ek dink al die bietjies weer wrong. Maar dit is deel van die price action. Maar nou toe ek op my lower time frame kom, sien ek okay, soos gister se setup het gefail. Ek dink ek wil liever afgetrek het, die setup het gefail. Price het deur my stop loss gehardloop. En dit was die setup wat ek my eerste setup wat ek die vorige video voor gister sinne.
Pryse het hier ons stoploss raak op en pryse het continue bearish. En gister se setup, toe wou ek continue bearish omdat ek het gesien het market structure nog steeds bearish is na open. Pryse het gebreek below, pryse het geretest, pryse het weer gebreek below, pryse het weer gaan retest en pryse het continue bearish. Dan denk ik, oké, ik ga maar nou niet die bearish momentum vangen, ik ga maar niet de ride met die wave basically. Maar wat ik wil jij moet verstaan is, die daily is nog steeds bullish. Nou, als je naar die daily time frame komt weer, en ik weet jullie die level, is die mijn daily level of interest, die is mijn area of interest op mijn daily time frame. Al wat het zie is, prijs het aangekomen, prijs het op die daily time frame reject. Die is een paar dagen, 1, 2, 3, 4, 5 dagen rejection, so die is een weekse moves. Maar die is, wat dit beteken is, die is een sterk daily level of interest. Prijs het weer ingekomen, prijs het 1, 2, 3, 4 dagen bearish gaan, toe prijs die area geraken, dat betekent die is een sterk daily level of interest. Nou, prijs het finally de momentum gekregen, ieder niche of gewone price action en prijs het toe boek aan die level gebreek. Boek aan onze daily level of interest. En prijs het weer teruggekomen in onze daily level of interest en prijs het reject. Prijs het de eerste keer reject, prijs het de tweede keer reject, prijs het de derde keer reject en prijs het toe weggegaan van onze daily level of interest af. Dat betekent die level is nog steeds valid. Dat is maar niet signs, dus confirmations. Dat is evidence dat die nog steeds een valid level is. Die feit dat prijs nog steeds reject hier vanaf, prijs het reject hier vanaf, prijs het reject van die level af en prijs het boek aan die level gebleven nog altijd. Nou, als jy nou soos in my geval, gister en eergister se price action was bearish en prijs het gecontinue tot binne ons daily area of interest. Nou, ek het met my short term mindset van die 4-hourly in die chart gegaan en ek het terug gekyk. Okay, eerste setup is gefail, so ek het dip. Tweede dag kom ek terug om weer 'n bearish move te vang, maar daai bearish move, toe was ons al klaar met ons daily area of interest. Nou kyk waar die incongruence of die verskil kom tussen ons. Die overall time frame is bullish. Prijs is by ons daily area of interest wat is baie sterk level is wat ons prijs nog respected nog altyd is. Die is van die 12de Desember af. Toen 25. Dat ek gewoon niet check wel. Ik denk die is 25 jaar zo. Van December af zijn price action, het prijs nog steeds die level respect. En prijs het tot vandaag toe respect prijs die level nog steeds. Nou, ons het in die level gekomen, weten dat ons bullish is. Ik was bewust dat ons bullish is, maar wat gebeurt? Elke keer als ik naar mijn full-hourly chart toe ga, dan maakt die full-hourly price movement mij door elkaar. So daar is basies 'n incongruence, 'n verskil of my daily en my 4-hourly stem nie ooreen met mekaar. My daily time frame se market structure stem nie ooreen met my 4-hourly time frame se market structure. Nou dit gewoonlik gebeur het en dit maak dit deur mekaar. Maar nou as ek gestiek het aan my plan, die is waar dit op te neerkom. As ek gestiek het aan my plan en geweet het dat ons kyk altyd met daily time frame soos direction, 4-hourly time frame en dan basically weekly, daily en 4-hourly. Maar gewoonlik werk daily en 4-hourly net om die direction overall direction te bepaal. As die direction nie clear is op die daily time frame, kan jy na die weekly toe gaan en dan kyk uitmaak wat hoe lyk die price action vir die week en die weekly candle closes. En soos in die geval het ek gesettle vir of het ek die short term way gekies basically om net die 4-hour te kyk en dan te sell met die 4-hourly omdat die momentum bearish is. Ek het probeer 'n dip bou. Dus jy moet actually vinnig 'n dip aan die market. As jy in 'n bullish bias is in die market, is besig om structures te change, moet jy vinnig wees om te dip, maar jy moet weet wat jy doen. Jy moet weet wat jy doen. Daar moet evidence is om jou theories of jou strategy te support basically. Jy kan nie net 'n dip en dan het jy nie evidence of support nie. Nou, die rede hoekom eerste setup gefail het, ek was by 'n minor of ek kan sê by 'n 4-hourly area of interest, maar prijs momentum was bearish.
En prys het net 1 keer en 2 keer in die level ingekom en gereject. So die level is nie so sterk soos die daily area of interest level nie. Nou wat ek gedoen het, ek het my mistake met die level met my daily area of interest level. Omdat prys deur die 4 ure gehardloop het dit nie beteken dat prys ook deur die daily gaan hardloop nie. En ek het nog steeds met my bearish bias gestiek. In plaas van waar ek moes gekyk het, geswitch het dadelik toe prys met my daily area of interest kom, want ons weet op die higher time frame maak prys high, so op prys kan moontlik 'n higher low kom maak het in die zone, as ek gestiek het aan my bias. Nou, net deur daai simpel mistake te gemaak het, basically, net om nie my bias te geswitch het, ek was te attached aan my bearish bias, omdat ek gesien het, prys het gebreek below, prys het geretest, prys het weer multiple times geretest, toe gee dit vir my die teken af dat prys wil continue bearish. En die tyd toe ek by die chart kom, was prys besig om die keers te maak, was prys besig om met die keers volledig te maak. En dus, hoekom ek gedink het, okay, nee, die prys gaan sekerlik smel hierdeur. Maar nou, so simpel gesê, as ek moes gestiek het aan my bullish bias, gewag het vir prys om tot by my daily area of interest te kom, vir my bullish signals te gee, en dan te continue, soos eenvoudig te sê. As prys vir my nou, excuse, so net die market structure te kyk, prys het in die level gekom, prys het gereject met die doji af, maar prys het niks structure punte gebreek, die market structure shift nie. Ons moet wag vir die market structure shift as indikasie, as extra, of as eintlik, dit is eintlik die main confluence, wat jy voor moet wag, om vir jou te wys dat prys reg is om te gaan weg van die zone af. Prys het in die level gekom, prys het ons die eerste high gegee, eerste low, prys het ons internal structure gegee, prys het ons gebreek, so die is ons nuwe high, die is ons nuwe high low. Dis konfirmasie, ons het gewag vir pryse om te retrace 50% level, of ons op bullish engulfing keers te gee van die zone af. 50% level, ten minste daar op die bullish keers enter. Stop loss below my laaste low, om het space te gee. En dan positive risk reward, 1 tot 2 tot 3 so structure tot structure. So dit is 'n 1 tot 3 basically, 1 tot 2. Nou, dit sou die tyd gewees het, of dit moes die tyd gewees het, maar die feit dat ek so stak gewees het in my bias, in my bearish bias, het ek nie die prys, die structure en die price action gesien nie, want ek was te stak in die feit dat prys bearish is, en prys is besig om bearish structure heeltyd te maak. Nou, dit is wat jou skei, die feit dat wanneer jy die oomblik bereik is, wanneer jy begin so clear te sien, dat jy sien hoe setups, jy sien met 'n test aan die trade, aan trading self, of aan trading view nie. Soos mense sê, elke keer, jy moet elke dag op die charts, jy moet kyk wat aangaan in die charts, en jy moet stak is. Nee bra, ek maak letterlik my charts 1 keer 'n dag op. Dan kom ek net en kom kyk in vir my setup, en ek probeer my beste om teen dieselfde tyd in die charts in te kom. Dis eintlik die verskil wat dit maak van like om big time te trade en so. Want jy kom letterlik net met 'n fresh mind, met 'n fresh perspective, en jy kyk die chart, jy breek die chart down, as prys vir jou strategie gee, jou volle execution, dan execute jy net wat jy sien. Jy execute wat jou strategie, het, as jy ordentlike strategie het, en dan execute jy strategie. Die ding was, so ek begin leer het, ek was all over the place. Jy wil hier wees, jy wil daar wees, jy wil in elke move wees wat die keers, wat prys vir jou wys. Maar, toe soos tyd gegaan het, en ek het kom leer, dit werk nie eintlik so nie. Jy moet letterlik 'n strategie hê wat jy ken. Strategie is belangrik. Ek weet, strategie word so baie rondgegooi, maar die strategie basically is net 'n manier vir jou om jouself te familiarize met die charts, like, om 'n setup, om 'n pattern te recognize, en dit af te breek, en vir jou 'n pattern te gee, wat vir jou 'n hoë probability gaan gee dat dit uitspeel, en dan executing net based op dit. Verstaan, en jy kom elke dag terug en doen dieselfde ding, consistent.
En dit is maar wat ek wil gesê het, guys. Dis die verandering wat ek gemaak het in my trading. En soos die is ek wat nog vars is, basically vars in, ook ek sê vars in die gaming, maar dit is elke dag uncover jy iets anders, elke dag uncover jy iets anders, veral wanneer jy soos ek jy werk lang aan iets, en dan daar is 'n tyd wat jy deur gaan het waar jy dink, ja, wanneer gaan dit moontlik raak, gaan ek kan trade, gaan ek profitable raak, sien jy het al daai gedagtes as jy begin het, jy twyfel soms, vir alles het tyd vat. Maar soos tyd te gaan het ek like, yo, bro, I'm actually doing this. Verstaan jy, ek doen dit eintlik en dit speel uit en al die tyd wat die werk wat ek ingesit het al die jare is actually was wel het gewees, was regte werk gewees. Verstaan jy? Soos these examples van my trades, ek break my trades down. Ek is nie meer attached aan die charts, ek is nie meer caught up in the moment en al wat dit is basically jy weet wat jy doen, jy weet waarvoor jy soek en jy wag vir wat jy voor soek. Dit is so simpel. Met dit gesê is, dit gaan nie, ek laat dit simpel klink, of dit is simpel, maar ek laat dit nog simpeler klink, maar wat gepaard gaan is met jou leefstyl, jou druk wat jy het op jou, in jou persoonlijke lewe. Dus op die oomblik, het ek niks druk op myself, ek allow nie druk op myself om my mindset, like, te verander na 'n short-term gratification toe nie. Laat ek dit verduidelik basically. Sê maar nou jy is besig om te leer trade. Nou, paar maande van nou af of 'n maand van nou af is daar 'n trippie wat jy het. Wat jy het basically wat opgekom het, jy moet nou op daai trippie miskien Kaap toe of wat ewe gaan. Nou moet jy geld hê. Nou is jy bekommerd oor hoe jy geld gaan maak. Nou vat jy daai bekommernis en daai urgency, dan bring jy dit in die chart in. Nou kyk jy nie meer objectively nie, jy kyk nie meer in 'n logiese clear mindset, jy kyk nou net vir confirmation, jy kyk nou, hulle noem dit confirmation bias, dit is letterlik 'n psychology ding wat ons mense het. Jy confirmation, jy kyk vir dinge hoe jy voel en hoe jy dink te support. Ons noem dit confirmation bias. Nou as ek nou kom in die chat en jy kyk net vir iets om reg te gaan. Soos ek sou nou gekyk het as ek moes onder die invloed was van daai confirmation bias basically. So ek gekyk het, okay, prys het ingekom, prys gee vir my bearish engulfing. Ek sien dit nou sommer as 'n entry dat prys reject the level hier en ek wil sommer maar nou enter en ek wil hy sell vat. En dan sit letterlik in 'n los in. En dan is reg deur my stop los. Dieselfde soos gister se setup. Wat ek gevat het, prys het nie vir my clear structure gewees, maar ek het wel gesê as prys bo kan breek, as prys vir my retest gaan ek enter. Verstaan jy? Nou kom jy met 'n urgency in die chart en dis wat jou 'n mens se journey so delay. Dit is wat jou journey so delay. Dit is wat alles so moeilik maak. Die feit dat jy met jou personal life issues, met die urgency, met die druk wat jy het, en 'n ander een wat 'n skelme een is in die agtergrond is jou lifestyle pressure. Is basically jy is hastig om jou leefstyl te verander, jy is hastig om jou situasie te verander. Dit is een wat op my kop ook gestak het. Jy wil net wegkom van die mense af in environments en wat jy is, jy wil jou lewe verander, jy wil 'n kar koop. Jy wil 'n OG raak. Dis goed wat 'n rol speel in jou trading, boys. En dis wat die manne nie van praat nie. Dis hoekom sekere mense soos like well known of mense wat wel afgehoord geraak het. Ek gaan nou spesifiek sê, ek doen nou nie soos in 'n racial of 'n rassistiese vorm, maar soos meer wit mense, soos like in oorsee ook ewen, jy sal sien dat meer wit manne wat hulle sê hulle kom van niks af nie, maar hulle standaarde van dinge doen en hoe hulle dinge doen daar compare to hoe ons dinge doen in Suid-Afrika is heeltemal in wat ons mee het. Like ons low is 'n baie different low as wat hulle low is. Hulle kan sê hulle het swaar gekry, hulle het die minste van alles gehad, hulle moes gesukkel het om dit en dit te doen. Maar daai low compare teen ons low is 'n verskil, is 'n different low, bro. En like die mindset en waar die verskil kom tussen ons mindset teenoor hulle mindset, alles hulle arm en whatnot, is 'n groot verskil. So om jouself te compare teen hulle is jy sit jouself in 'n disadvantage, verstaan jy? En dis iets wat ek moes kom leer het en wat ek moes vrede gemaak het oor, want ek was like altyd, waar is my derde jaar nou in? Hoe nou gemaak en ek moet trading leer ken en ek moet trade en whatnot. Of het stuk 2,5 jaar in was. En daai met baie geslaan, like, hy told dit met baie geslaan, like, waar ek is nou 2,5 jaar in, ek moet nou met dinge begin agter mekaar kry, bro, like, hoe en whatnot. Maar elke keer so tyd te gaan het,
uncover ek ietsie niet. Het kom net voor. En die rede hoekom het voorkom is basically, ek hou nie op om myself te educate nie, en ek hou nie op om op die charts te sit en te leer basically nie. Verstaan nie, om foute te maak. Ek is nou by die persoon persoonlik, wat ek leer deur foute te maak. Dis hoe ek leer, en van ek het nie soos like mentors, ek het nie klomp geld om mense te betaal, psychologists of mentors te betaal om dinge te doen of dinge gedoen te kry nie. Verstaan nie, ek kom ook uit 'n disadvantage background, ek kom ook uit 'n arm huishoud uit. So ek het nie geld genoeg om duisende rande te gaan betaal om vir kursusse, vir psychology en vir allerlei tipe goede therapists te gaan sien, sodat hulle my bewus maak van my mindset. Verstaan nie, ek moes maar uit myself letterlik leer, deur trial and error, YouTube video's te kyk, ChatGPT te gebruik en te gaan soek. Ek gaan vra ChatGPT, wat beteken dit, en myself te familiarize met die theories basically. En nou het ek finally tot op 'n punt gekom waar ek clarity het, en die clarity is die belangrike deel van trading buys. Clarity is nie die feit dat jy, daar is nie meer, is amper soos iets wat second nature is. Jy het iets geleer, as jy iets leer, dan dink jy baie oor het. Jy dink, en dan maak jy foute soos jy gaan. Maar tot waar jy die punt bereik waar dinge begin, like, okay, en hulle noem het tegnies, noem hulle het flow state, waar jy in flow state is, waar dinge net, jy gaan net in, en feitief wanneer jy ding doen, as jy in flow state, dis smooth. Dus is elke atleet, dus is elke man wat goed is in 'n sekere ding. Jy bereik die punt waar jy spesifieke ure ingesit het, waar alles net klik, en dan begin jy die level of clarity te bereik, en dan wanneer jy clarity bereik het, dis wanneer jy like effortlessly in flow state ingaan. Al wat dit beteken is, jy doen dit goed, jy ken dit al, dit is automatic, verstaan jy, jou brein doen dit sonder om te dink daaraan. Nou, dis presies dieselfde ding by trading. Nou, al wat nou, wat gepaard gaan is soos like jou psychology in ander woorde is net jou mental, hoe mentally developed jy is. Verstaan jy, is manne wat het gemaak het, wat random is, maar as daar is sekere, is dieselfde soos as jy 'n dokter word. Jy kan nie 'n dokter word deur iets anders te doen, deur 'n nursie se practice te doen, of wat nurse practice. Verstaan jy? Jy moet 'n dokter word deur basically te studeer wat 'n dokter moet studeer om 'n dokter te raak. Verstaan jy? Dieselfde is soos met trading. Trading, om profitable te raak, moet jy doen wat profitable traders doen. Jy kan nie, baie mense kom in die ding in charge, en jy wil eie ding doen, eie strategy, jou eie way van dinge doen, jou eie risk management, en jou eie manier die dinge doen, maar dit werk nie niks doen. Hoekom doen al die succesvolle traders dan dieselfde ding? As jy mooi kyk, doen al die succesvolle traders dieselfde ding, en hulle sal dieselfde ding sê, en hulle relate met mekaar. Nou, hoekom wil jy dan different in die charge kom, verstaan nie? Hoekom wil jy iets different kom doen, en wat nou? So, dit is iets wat tyd vat, maar alrede hoekom het tyd vat, is, het vat vir jou tyd vir jou brein om gewoon te raak aan, om homself te familiarize aan, en dan gewoon te raak aan, en dan het automatic te raak. Dit is alrede hoekom alles tyd vat. As jy gaan studeer ook, dis hoekom universities 2, 3, 4 jaar, 5, 6, 7 jaar is vir, as jy nou iets relevant gaan study, ek gaan nie sê relevant nie, maar soos lawyer, dokter, as jy nou onderwys, as jy grade hoor gaan, is basically om jouself te familiarize. So teen die tyd wanneer jy klaar gestudeer het, dan is die studies is autonomous, dit gebeur, dit is second nature, dit is nou jou nuwe identiteit. Verstaan jy raak 'n different persoon. Dis hoekom jy sal sien manne, as jy op die skool saam manne was, die man het gegaan na police training toe, of hulle het traffic, of hulle iets anders gaan doen. Hulle mindset verander gewoonlik, of onderwys, hulle mindset verander gewoonlik, die man raak meer volwasse, en hulle tree op in 'n spesifieke manier. Hulle tree nie met dieselfde op soos hulle gewees het, want jy create 'n nuwe identity. Verstaan jy word geforge. Nou dieselfde gebeur hier, maar dis nie jy wat dit doen. Unless jy geld het om vir mense te betaal, en dan 'n kursus te vat, dan behoort dinge makliker en smoother te gaan vir jou, want 'n kursus gewoonlik
Jy het alles in, 'n mentor kan jou bewus maak van goed wat jy deurgaan. As jy 'n spesifieke issue deurgaan, kan hy vir jou pinpoint sê vir jou, okay, dis wat jy deurgaan, dis wat jy moet ophou om te doen, dis wat jy moet stop om te doen. Want daar is net 'n spesifieke manier of 'n spesifieke way hoe jy dit kan maak. En almal moet dieselfde dinge sê. Want om suksesvol, jy sal sien, ek beloof jou, as jy kyk na alle suksesvolle traders, like die manne wat letterlik big time trade, hulle het 'n spesifieke manier van dinge doen en 'n spesifieke manier van dinge dan dink aan dinge. En dan kyk jy soos hoe jou average trader wat hier dinge is en hulle dink nie heeltemal soos daai manne dink nie. Ek het 'n verskil gesien as ek 'n voorbeeld gemaak het van soos oorseese traders compete teen Suid-Afrikaanse traders. Die manne van ons is nog steeds onder hy mindset in van Inter wil nou 'n trade maak en hy wil nou geld maak. Ek het letterlik nog niemand gesien wat net 'n setup volg en hy dissipline het om een trade te dag te vat en met net 'n volle E+ setup te vat. Al die manne wat ek sien is net soos like flag patterns word uitgebreek en as jy gebreek het Inter en dan scalp jy en dan Inter jy weer is like random trades. Is net random execution. Die manne maak dit geld, dit mag werk, ja, maar dat explain hoekom niemand nog so ver dat die gemaak het soos die manne wat daar met 5 Lamborghinis, 10 Lamborghinis in hulle karre sit. Verstaan jy die verskil? En die mental verskil van die hele ding is. Nou, my doel is om gedissiplineerd te wees soos moontlik sodat ek daai tipe approach het aan die market wat daai man het, hy professional approach basically, stick to your rules, hy discipline, hy clarity, daai is my goal met die hele besigheid. Ek het die random trading scalp, entry Z, full margin, daai tipe goede. Dis nie sustainable, dat gaan jou nie suksesvol maak in 'n sin dat die druk van jou kan afvat sodat jy kan geld maak om in ander assets in te sit. Verstaan jy? Dit is 'n tricky situasie, dit is baie, maar jy kan dit letterlik maak as jy nie opgee nie waar en jy continue en jy leer uit jou foute uit, jy continue letterlik net om te improve en jy gee nie op nie. Jy kan nie fail, jy kan nie 'n mistake maak nie. Mense gaan dalk sê, jou normale persoon sal dalk sê, ja, jy gaan nie, wie sê jy gaan fail en wie sê van hulle glo dat alles luck is. Die lewe werk jy op lucky, niks werk op lucky. Alles wat jy doen is 'n nagevolge voor, positief of negatief. As jy die werk nou gaan insit of jy die werk nie gaan insit, die tyd gaan verbygaan. Jy gaan oud raak, dinge gaan gebeur, jy gaan nog steeds lewe, verstaan jy? So jy gaan maar nie met die konsekwensies deel van wat jy gedoen het, van die keuses wat jy gemaak het. Dis 'n jare oomblik wat ek dankbaar is. Dis nie een van die dae wat ek soos like wat ek voor dankbaar is die feit dat ek nooit opgegee het en die feit dat dinge uitwerk soos dit moet uitwerk en so dinge uitspeel soos dit moet uitspeel. En wat ek nog wil gesê het in my laaste video is basically die executions, die trades wat ek doen, live trades wat ek doen, is wel nie live, maar dis soos die chart gebeur, trade ek en ek breek die charts af en ek sê my results of ek sê die trading. Teen die tyd wanneer ek begin nommers deel, nommers post en so, kan letterlik niemand van my kom sê en my doubt en sê dat nee, jy kan nie trade of jy kan nie dit doen nie, jy kan nie dit doen nie, want voordat ek nommers gedeel het ek al my charts, my setup, my strategy gedeel en my mindset gedeel van hoe dit is om 'n sukses of om trading te leer basically. Ek het nog 'n groot kapitaal gemaak in trading IT. Ek is nog nie heeltemal konstant, ek werk nou met consistency, maar ek het geld gemaak, ek het payouts gemaak met platforms uit. Ek het challenges gepas, verstaan jy? So dit sit my al klaar uit compete teen iemand wat nog nooit 'n platform gepas het, iemand wat nog nooit geld het op 'n platform gehaal het, verstaan jy? Of iemand wat in 'n live account nog nooit getrade het of geld gemaak het uit 'n live account. Ek het alles dit al gedoen, maar ek was net nie consistent nie. Verstaan jy? Want die rede hoekom ek nie consistent was, want ek het baie druk op myself gehad of ek het druk op myself gesit deur my leefstyl te verander, deur net elke move te vang, deur vinnig te trade en geld te maak vir die oomblik. So dit was dit, boys. Of dit is dit. Die ding is baie eenvoudig, maar jy moet mentally develop like a motherfucker en jy moet baie self-aware wees, like jy moet active wees, jy moet kan sien.
Jy moet dinge kan sien voordat dit gebeur, bro. En jy moet kan stick aan die rules. Jy moet nou dissipline hê om te kan stick aan 'n ding. En jy moet net dan consistent wees. Die ding is moeilik as jy gemaak vir almal nie, want almal is nie gewillig om hy werk in te sit om mentally te verander en so. Maar as jy gewillig is om dit te doen en jy is gewillig om my werk in te sit om ekstra tyd in te sit, dan het jy nie ander keuse nie om te wen nie. As om te wen nie, sien nie. Ja, in die video wie los boys, die 30 minute van Psychology Talks is oor genoeg. Sien ek belangrik wat ek vandag sê, belangrike video. Maar whoever sees it. Verstaan jy? So ek sien vir julle weer boys. Ek sal later die setup afbreek, New York uitreid, so ek gaan maar Price Action uitspeel. Maar vir die paar ure en dan wanneer New York open, dan gaan ek weer my charts aansit en dan gaan ek weer terug na die charts kom. Moontlik is daar weer baie break en retails baie above die level, wat ons gaan vat na die level toe. Ons kyk maar is met NY open. So sien julle boys. Cheers.